kla, en hy gaan vir die Here sê, Here, hier is ek, Habakuk, u profeet, ek is reël, ek is nie aangeplak nie, ek gaan nie kom met mambo jumbo nie, want baie keer as kinders van die Here kom ons met mambo jumbo, want ons sê, en as mense jou vra, hoe gaan dit met jou? Ag nee broer, dit gaan goed, maar hier binne my hart is die hengse storm. So hy was reël. Hy was nie aangeplak nie, hy het gesê wat in sy hart aangaan. Kort opgesom het Habakuk vir die Here gesê, Here, ek hoor die stem, ek hoor die boodskap, maar ek voel u is onregverdig. Ek voel die woord wat u vir my gee, verstaan ek nie. Hoofstuk 1 het hy gekom en hy het gewonder, hy het geworstel met die Here, hy het gestoei met die Here, hy het gesê, Here, ek verstaan nie die boodskap wat u vir my gee nie, ek kan nie verstaan dat u nie iets wonderliks wil doen en dat u nie wil ingryp nie. En dan kom die Here in hoofstuk 2, waar dit nou 'n bietjie om 'n swaai kom, en die Here sê vir hom, ek gaan iets groots doen, jy gaan dit nie glo nie, ek gaan dit vir julle stuur, julle gaan sien, almal gaan daarvan praat, en Habakuk voel, wow, prys die Here, hy gaan nou ingryp, hier gaan iets goeds gebeur, en dan sê hy vir Habakuk, ek gaan 'n vyand oprig. Hierdie vyand se naam is die Galdeërs. Dis 'n ongenaakbare volk. Hulle gaan kom en hulle gaan Israel inneem. Hulle gaan die volk Israel inneem, hulle gaan Juda inneem en hulle gaan hulle wegvoer en hulle gaan in onderdrukking wees en Habakuk sê, Here, in die eerste hoofstuk het ek nie verstaan nie. Ek gevoel hy is onregverdig en in die tweede hoofstuk gaan dit net verder. Ek moet op U wag. Want saam met hierdie belofte kom die Here en hy sê, maar daar sal 'n tyd kom waar daar 'n uitkoms gaan kom. Here, wanneer gaan U my gebede beantwoord? En weet jy wat, God is so getrou deur sy Gees. As jy vanoggend kyk na die trant van die diens, as jy kyk na die songs, jy gaan sien, ek gaan nog daarby uitkom, hoe die Here getrou is rondom die woord wat hy vanoggend wil bring, die nuwe seisoen van vrugbaarheid wat ons wil ingaan. God is getrou. Maar dan moet ons kan leer om te muat. As jy laas Sondag nie was nie, muat beteken die regte tyd, God se perfekte tyd, waar hy kom en niks dit sal stop nie. Niks. Muat. Jy kan gerus op ons aanlyn Facebook, die kan ek sê, wat noem jy daai ding? Die YouTube link is daar neergesit. Dan gaan jy na YouTube toe vat, dan kan jy dit gaan kyk. Hoofstuk 3 kom daar om 'n swaai. Regdeur hoofstuk 1 en 2 is daar totale teleurstelling, is daar die mekaarheid, is daar 'n twyfel, maar in einde van die hoofstuk 2 kom Habakuk en hy sê die volgende, maar die Here. En as jy dit nog nie gevang het nie, draai net die persoon langs jou en sê, maar die Here. Maar die Here. Want hy eindig, hy sê, maar die Here in sy heilige tempel swyg voor hom, o ganse aarde. En dit klink amper soos 'n psalm wat hy kom en hy sê, hier's die ommeswaai, soos Psalm 46 vers 10, wees stil en weet dat hy God is. Habakuk kom en hy sê, maar die Here in sy tempel, voor hom moet jy swyg. So Habakuk 3 kom en Habakuk sê, kom ons druk die resetband in, kom ons kyk bietjie na wat God is in die verlede. Kom ons kyk hoe goed hy was. Want hy kom in Habakuk 3 vers 1, 'n gebed van Habakuk, die profeet, op die wysie van Sigionot. Sê vir die persoon langs jou, Sigionot. Nee, ek kom probeer weer, ek is 'n tongknoper, maar sê vir die persoon langs jou, Sigionot. Ek word moenie bekommerd wees, jy het nie die persoon langs jou gevloek nie, dit's alright. Wie van julle het al hierdie woord raak gelees? Wow, beter niemand nie. Niemand? Daar sou ek sien so een handjie. Maar ons het nog nie hierdie woord raak gelees nie, maar hierdie woord kom in die meervoud is Sigajon, sorry, ek moet ook self mooi my tong nie knoop nie. Sigionot word een keer in die Bybel gebruik. In Psalm 7 word hy in enkelvoud gebruik, maar nie dieselfde is in Habakuk 3 vers 1 nie. Maar in Habakuk 3 vers 1 word hierdie woord gebruik. Dis die enigste plek in die woord wat dit gebruik word. En
Al wat dit beteken, dit was 'n musiekterm wat hulle gebruik het om aan te dui hoe 'n song gesing moes word. So kom ek gee julle 'n voorbeeld. Ons vat Amazing Grace, die ou Amazing Grace is in 6/8. So hy's 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Dis hoe die ou Amazing Grace is. Maar nou kom ek vanoggend dan sê ek vir Theo Andre, waar is Theo Andre? Theo Andre, ons wil Amazing Grace nie in 6/8 sing nie, maar ons wil 'n vol aan hom gee en ons wil 'n bietjie hom op jazz sodat ons kan celebrate, sodat ons kan juig en dat ons kan jubel. Amazing Grace, how sweet the sound. Maar dit klink net nie reg nie, né? Maar die feit van die saak is, hier kom Habakuk, hy maak 'n aankondiging van hoe iets spesifieks gedoen moet word. Hy kom en hy sê, vat God, you're so good, en sing hom in hip-hop, of sing hom met 'n jazz flair, maar gee hom, amper soos wat hierdie nuwe liedjie sê, doen dit, lyfie, doen dit. Jy weet, daai effek. Dit is my koppie, dit is my lyfie, dit is my voete, doen dit, lyfie, doen dit. Ons het dit laas Sondag gesing. So hier kom Habakuk en hy sê, doen dit, lyfie, doen dit. Sê dit weer, sieg jou not. Sieg jou not. So Habakuk kom en sê, jy moet as te ware ballistiek gaan, jy moet as te ware uit jou kassie uitklim, dit moet 'n opgewondenheid wees, met groot entoesiasme, moet jy uitkom en jy moet sê, prys die Here! Uitroepteken, 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 uitroepteken. Dis soos wanneer iemand 'n WhatsApp stuur. Die taalreël sê, mens gebruik 1 uitroepteken. Is ek reg? Maar dit werk nie so vir baie mense nie. Want in WhatsApp, mans, julle sal nou verstaan wat ek sê, maar in WhatsApp gaan jou vrou vir jou sê, papa, jy moet huis toe kom, uitroepteken, 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 uitroepteken. Dit een van 2 betekenisse. Een van 2 betekenisse. Die eerste betekenis is jy's in groot moeilikheid, of die tweede betekenis is daar's 'n surprise vir jou. Ek sal die lettere eerder kies om gesurprised te word by die huis. Ek wil nie moeilikheid hê nie. Maar dit is as te ware of Habakuk sê, daar is uitroepteken, of soos die jong mense wat vandag uitgaan en julle is lief vir mekaar en jou kerel stuur vir jou, ek is lief vir jou, uitroepteken, 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 'n aapgesiggie, 'n hartjie en dan 'n handjie wat so wys. Dis hierdie lof en prys wat God toekom met sieg jou not. Waar Habakuk sê, jy moet jou hele liggaam gebruik, en as jy nou die backdrop ken van Habakuk en Habakuk 1 en 2, waar hy verward is, wat hy met die Here stoei en op die Here moet wag, ewe skielik het hy die epiphany, hy het hierdie ontwaking in sy gedagte en sy gees, kom hy agter dat ek moet nou sieg jou not, ek moet God loof en prys vir wie hy is en nie vir wat hy vir my kan gee nie. Kan ek dit weer sê? Want jy sien, dis waar die probleem in kom, baie van ons dien die Here vir wat hy vir ons kan gee. Maar hier kom Habakuk en hy sê, ek wil God loof vir wie hy is en nie vir wat hy vir my kan gee nie. Daarom kom hy en hy staan voor die Here in Habakuk 3 vers 2 en ek wil dit vir julle lees in die Engels. Hy sê, "Oh Lord, I've heard of what you've done and I'm filled with awe." Hy verwys na die verlede. Hy sê dit lyk nie nou so lekker nie. Hier Habakuk 1 en 2 het hy 'n verdoemende boodskap gekry. Die boodskap is nie nice nie. Hy wonder daaroor, hy's in twyfel daaroor. Hy stoei met die Here, hy wag op die Here, maar hy kom en hy sê hierso in Habakuk 3 vers 2, "Here, ek wil dink aan die verlede. Dit wat julle gesing het ook vanoggend. You do it again." Hy sal dit weer doen en dit weer doen en weer doen. Hy sê, "Here, ek is gevul met awe om te dink dit wat u gedoen het. Now do it in our times, the great deeds you used to do. Be merciful even when you are angry." So Habakuk kom en hy sê, "Here, doen dit weer. U was in die verlede, was hy awesome, was hy getrou en dit kan weer kom." En dan kom hy in 'n ander vertaling en sê, "Repeat that what you do." En dan in die Afrikaans sê hy, roep die werk in die lewe. Hy verklaar eintlik, Here, dit wat u
doen en gedoen het, dit gaan weer kom. Dit gaan weer in vervulling kom. Dis hoekom die woord van die Here kom na ons toe as Siloam gemeente. En hy sê vir ons gaan in 'n seisoen ingaan. Daar was miskien 'n barren seisoen en COVID het deel daarvan gehad. COVID het ons geknak. COVID het ons seer gemaak en ons het verloor. Ons het verloor in ons besighede. Ons het verloor in ons persoonlike lewe. Ons het verloor in ons geestelike lewe. Maar die Here sê, onthou wat ek gedoen het in die verlede. Ek gaan dit weer doen. En al voel dit vir jou dat die lewe moeilik raak en dinge vir jou die mekaar is en jy verstaan dit. Partykeer beleef ons God se goedheid en dan is ons op die boonste van die mountains, hierdie mountains in die agtergrond, ons is daar bo op die top en ons ervaar die Here, maar dan is ons partykeer in die valley, ons verstaan nie, ons is binne 'n krisis en dan as ons in daai krisis is, baie van ons as kinders van die Here, ons ontken die krisis en ons bely net positief. Die Here is in beheer. Die Here is in beheer. Ja, hy is in beheer. Maar partykeer moet jy daardie krisis moet jy identifiseer. Jy moet dit omhels, jy moet daarmee stoei, jy moet op die Here wag, jy moet by die Here 'n woord kry and then you must move on. Ander draai weer hulle lig op die Here as hulle in 'n krisistyd is. Ander kom weer en sê, Here, ek het U gevra, dit lyk of U my wil antwoord nie, dalk het ek iets verkeerd gedoen, dalk het ek sonde in my lewe. Here, ek weet nie wat aangaan nie, maar party mense sê net, as dit is hoe die Here wil werk en die Here wil my die antwoord nie, 'n geliefde van my al weggevat, ek het gebid en ek het gevra dat die Here moet gesond maak, hy het dit nie gedoen nie, dan draai mense hulle rug op die Here, in plaas van ons soos Habakuk in Habakuk 1 en 2, waar Habakuk gesê het, ek gaan met die Here stoei, dat jy met die Here moet stoei. Nou Habakuk 3 wil ek 2 punte vanoggend noem. 2 punte, die eerste een. Ons gaan onthou en omhels die goedheid van die Here in die verlede. Ons gaan onthou en omhels die goedheid van die Here in die verlede. Hoor hoe sê Habakuk dit in Habakuk 3 vers 3. God kom van Teman en die heilige van die berg Paran. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. Jy weet, vanoggend, I raise a hallelujah in the middle of the storm. I raise a hallelujah. Hier kom Habakuk, hier's 'n storm wat gaan besig is om los te bars. Hy sê, maar Here, sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. En glans is so sonlig is daar, ligstrale aan sy sy. En daar is 'n omhulsel van sy krag. Voor hom uitloop die pes en die koorsgloed trek uit agter hom aan. Hy tree op en laat die aarde wankel. Hy kyk en laat nasies opskrik. Verpletterd lê die ewige bergte en neergesink die ou heuwels. Baie van die ou tyd vir hom. En dan gaan hy selfs verder in vers 17, van vers 7 tot 15, waar hy verwys na die verlede van God se getrouheid, waar hy gekom het en gesê het, God was goed. Habakuk kon net sowel nog aangegaan het in hierdie hoofstuk en gesê het, Here, ek onthou nog toe ons in die woestyn was, toe ons as volk in die woestyn getrek het U vir ons kwartels en manna voorsien. Here, ek onthou nog hoe die profete gekom het by hierdie dooie beendere en dit was 'n weermag en die profete het oor daai weermag gespreek en hierdie weermag het lewendig geword. Here, ek onthou nog toe ons by die Rooi See kom staan het. Ons het gedink ons Katelini met ons, dis klaar met ons is gone, ons is weg. En ons het gestaan en Moses het sy staf gevat en het op die Rooi See geslaan en het dit oopgegaan en ons het op droë grond deurgetrek en agter ons het die vyand verdrink. Here, ek onthou nog hoe U my dogter genees het. Sy is gebore met dislocated hips. Dokter het gesê sy gaan 'n harnas dra vir 6 maande lank. En hoe ons elke dag, ek en Maryke, terwyl ons al doek omgeruil het, gesê het, Here, U is groot. En deur die wonde is daar genesing. Ons het nie ontken dat daar 'n probleem was nie, ons het geweet daar's 'n probleem, maar ons het elke dag, het ons dit bely, en die Vrydag, die week in die hospitaal, die Vrydag toe hulle ekstra hulle neem, dit gelyk of jy daai dokter met 'n Proctor shock, soos wat hy terugstaan, en sê, hier het 'n wonderwerk plaasgevind. God het haar genees.
Here, ek onthou nog dat ons op die rand van bankrotskap was, dat ons alles sou verloor het, maar U het deurgekom en U het vir ons voorsien, ver bo wat ons kon dink en vra, op die regte tyd, Moat, het U deurgekom en U het ons gered, U het ons gehelp. Ons het party aande gaan slaap en nie geweet waar gaan kos kom van die volgende dag nie, maar Moat, die Here het voorsien. Here, ek onthou nog, toe ek weer wil teruggaan in die bediening, dat ek nie geweet hoe gaan ek terugkom nie, en 'n wildvreemde man ons gekontak het en vir ons 'n kar gegee het, en dit vir ons dit moontlik gemaak het om weer terug te gaan in die bediening. Here, ek onthou, dat elke liewe kind van my, U dien, hulle harte en hulle lewens behoort aan U, hulle elkeen, kon ek die voorreg gehad het, om na die Here toe te lei. Ek onthou dit. Ek onthou dit. En so kan ek aangaan, en aangaan, en aangaan. Partykeer moet 'n mens teruggaan na die verlede, na die goedheid, want as jy in die midde van die storm is, as jy in die midde van die moeilikheid is, as jy in die midde is van 'n krisis, dan baie keer, dan kyk jy na daai krisis in plaas van om na God se karakter te kyk, hy is goed. Tweedens, wanneer jy in die vallei is, moet jy dit net verduur nie. So met ander woorde, wat ek vir jou eintlik wil sê, is moenie net daar dit deurstaan, of net stil staan en niks doen nie. Moenie, hoe kan ek sê, passief wees nie. Ja, ons moet op die Here wag, maar as ons op die Here wag, en die Here gee my 'n woord, waar Habakuk kom en hy sê, ek het omhels, ek het met die Here gestoei, die Here het my 'n woord gegee en gesê, die Galdeërs gaan kom, hulle gaan wen, hulle gaan ons wegvoer, en hy het dit geïdentifiseer, hy het dit bestempel as sleg, maar in die geloof het hy gekom in hierdie situasie omhels, hy het gekyk daarna, en hy het begin om die Here te loof en te prys vir die verlede, waar hy goed was, en dan sê hy, Here, ek weet ons gaan nie hoef hier by stil te staan nie, want daar gaan weer goeie tye kom. So, midde jou omstandighede, midde jou stoei, midde dit wat jy deurgaan, moet ons op 'n plek kom, wat ons sê, Here, ek gaan nog steeds verklaar, dat U sit op die troon, U is nog steeds altyd goed, U karakter is goed, ek gaan miskien deur 'n moeilike tyd, ek verstaan nie hoekom dit gebeur nie, maar ek weet dat U is nog steeds in beheer. Hoofstuk 1, ek wonder, ek stoei. Hoofstuk 2, ek moet wag. Maar hoofstuk 3 is ek omhels en ek beweeg aan en ek vat dit wat die Here vir my gee. Want hoor wat sê Habakuk 3 vers 16. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe. My lippe het getril by die geluid. Bederf het gekom in my gebeente. Ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van die benoudheid, dat dit aanbreek vir die volk wat op ons aanval maak. Maar die Here, sê vir die persoon langs jou, maar die Here. Thank you very much. Jy sien, ek raak nou van my water ontslae, so ek het nou weer nodig om te replenish. Maar die Here, wat vers 17, ons het dit al baie aangehaal, baie van ons, alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Wat sal ek doen? Wat sal ek doen? Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Al kom die eerste miskraam en die tweede een kom, nogtans sal ek jubel in die Here. Here, ek bid dat U vir my sal beskerm in na moederskoot in die naam van Jesus. En ek dank U dat U met hulle is. En dat geen pyl wat die vyand afvuur sal slaag in die naam van Jesus. Nogtans sal ek jubel in die Here.
Ek sal juig in die God van my hel. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van 'n herte. Hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op 'n snaarinstrument. Sigionot. Sigionot. Kom ons vertaal dit in moderne taal vir vandag. Here, al bid ek en daar's geen antwoord. Alhoewel ek vertrou met geloof in my hart en ek verwag 'n deurbraak en niks gebeur nie. Here, alhoewel ek U gepleit het en gevra dat U my geliefde sal spaar, maar my geliefde is dood. Ek moes hulle in die dood afstaan. Here, ek het myself uitgehuil oor my geliefde dat U daardie persoon sal genees. Dan wil ek kom soos Habakuk vanoggend kom en ek wil sê nogtans sal ek jubel in die Here. Nogtans. Hier is nie vals nie. Dis net, Here, ek glo dit wat U in die verlede gedoen het, dit sal U weer doen. U sal kom deurbreek. Ek het gevra dat Theo Andre hulle vir my 'n sang moet voorberei. En ek wil vir julle vanoggend 2 stories vertel. As julle kan maar opbeweeg. Ek weet ek het gesê ek gaan die cue gee, maar dan moet julle nie kom, maar julle kan kom. Ek was in matriek. My pa het in die myn gewerk en op 'n jongerige ouderdom het daar 'n groterige klip ondergrond op sy nek geval. Hy het seer gekry, maar hy het weer herstel en hy het aangegaan en toe ek in matriek was, ek kan onthou hoe oud was my pa en ek dink hy was naby sy 50s of net so oor sy 50s. Nie 100% seker nie. Ek dink miskien dalk dieselfde ouderdom naby aan sy 50s. En sy nek het hom begin opkuil. Hy kon nie meer sy nek draai nie, dit was seer, dit was styf. Sy arms het begin doodgaan. En ons het vir hom begin bid. Ons as gesin, ons het vir hom ingetree, ons het gevas, ons het vir hom hande opgelê, maar niks het gebeur nie. Was dokter het ekstra hulle geneem, sê meneer De Bruin, ek het vir jou slegte nuus, ons gaan jou nek met fuse. Ons gaan die nek met styf maak. So jy gaan basies nie meer die vermoë hê om jou nek so te draai nie. Jy gaan so saam met jou lyf moet draai. My pa het vir die dokter gesê, dokter is reg, ek wil net eers met vakansie gaan. As terugkom, dan kan ons maar die prosedure doen, ons het bly bid. Ek sal dit nooit vergeet, ek het in Julie maand het ek my lisensie gekry, kar, ek verjaar in Julie, onthou dit asseblief, nee, ek spot so. En ek was nog afbestuur van Mooinooi af, St. Lucia toe. Ons het so gewik en weer, gaan ons nie gaan nie. My pa was nie in die vermoë nie, ons is ouens wat baie lief is vir visvang, ons eie boot, ek het boot gesleep ook, gery tot in St. Lucia, ek sal dit nooit vergeet, die eerste dag, pa is in pyn, drink pynpille, gaan lê en slaap so rukkie, en dan staan hy op en hy pyn. Ek hoor hom in die oggend, 3, 4 uur, dan staan hy op, dan sy uit die woonstel uit, hy het pyn. En ons bid, ons vertrou die Here. Dis Habakuk 1, ons stoei by die Here. Ons verstaan nie, die Here het gesê, deur die wonde is daar genesing. Hoekom? Pa hoef mos nie vir 'n operasie te gaan nie. Eerste oggend staan hy op, tweede oggend staan hy op. Ek sal dit nooit vergeet nie. Die derde oggend kom my pa met 'n gejuig in die woonstel. Hy sê prys die Here. Hy sê prys die Here. Hy sê gesê kom nader, kom kyk. Die Here het my genees. Ek sê pa, wat het gebeur? Hy sê die eerste oggend opgestaan. Ek het oor die meer gekyk. En ek het gesê soos Habakuk, nogtans sal ek jubel in die Here. Sigionot, hy het die Here geloof en geprys, het hom nie gevra nie. Hy het nie gesê kom maak my nek gesond nie. Hy het hom net geloof en geprys van sy grootheid. Die tweede oggend het hy hom weer geloof en geprys. Die derde oggend, toe hy hom loof en prys, hy sê, hy voel hoe die Here sy hand in sy nek druk en die pyn wegvat. My pa het hierdie Desember 80 geword. Hy is nooit geopereer nie.
Die Here het hom gesond gemaak. Ek weet nie wat jy deurgaan nie. Ek weet nie wat jou struggles is nie. Ek weet nie waarmee jy stoei nie. Maar as jy op die Here wag, dan sê hy vir jou, kom op 'n plek waar jy begin om sy naam net groot te maak en te dankie te sê vir die oorwinning. Net voor ek in Piet Retief gekom het, was ek in 'n gemeente en ek het swaar gekry. Ek het deur 'n moeilike tyd gegaan. Ek het gestruggle. En ek sê, Here, gee my 'n deurbraak. Ek kan nie meer nie, Here. Ek kan net nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Ek het gestruggle en gestruggle. Ek het met die Here gestoei. En ek kom op 'n plek wat ek voor die Here gaan lê op my aangesig op die mat. Ek sal dit nooit vergeet nie. En ek sê, Here, ek kan nie meer nie, maar ek gaan U begin loof en prys. En dit was daai jaar wat daar Mollo was en die Mollo optrede was by ons, die 100-jarige viering van die AGS en die uitstorting van die Heilige Gees. En die snaakste ou, die ou wat die tieners speel in die opvoering, met sulke pershare. Ek's besig om drade op te rol. Besig om reg te kry en hy stop, hy sê vir my, hy sê deel van hierdie leierskap van hierdie gemeente. Ek sê ja. Hy sê die Here sê, ek gaan jou release. En hy stap weg. En hy draai om, hy sê, die Here was nog nooit so spesifiek met my nie. Hy sê, binne 3 maande gaan die Here jou release. En dit was exactly 3 maande later wat ek die beroep kry, Piet Retief toe. Exactly 3 maande. En toe ek op Piet Retief kom, moenie dink die vyand gaan dan stop nie. Toe ek daar kom, toe encounter ek 'n gees wat nie lekker was nie. En ek begin te vas oor dit. Dieselfde moment trek daar 'n Singoma net reg oor kan die kerk op die hoek, trek sy daar in. Sy sit al haar goed daar. Haar toilet is daar, haar kos is daar. Die polisie is te bang om haar weg te kom vat. Hulle wil haar nie wegvat nie. En elke middag staan sy op, dis nou die oorkant van die straat, op die hoek, dan stap sy na ons kerk toe. En dan vloek sy die kerk. En dan stap sy terug. Dit gaan so vir 'n week aan. Ek is omtrent op die 36ste dag van my vas. En ek gaan sit in die TV-kamer van die pastorie. Die pastorie was reg langs die kerk. En ek begin te bid. En my vrou kom sit op hierdie kant van die stoel. En Ananya sit op hierdie kant van die stoel en ons begin saam te bid. En dit gaan miskien vir jou vreemd klink, maar die geesteswêreld is 'n realiteit. Hierdie vrou daar buitekant begin soos 'n marvark te skree. En dit is stil. Die volgende dag, sy's weg, sak en pak. En die gees van die Here begin te beweeg in daai kerk. Die Here maak jou voete soos die van 'n ribbok, soos die van 'n herte. Hy gaan jou weer optel op hoër hoogtes, nuwe dieptes. But then you have to seek you not. En vra die worship team gaan ons lei in 'n song. En dan op 'n stadium waar die dromme so begin. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Maar jy moet vanoggend in die geloof vat. Geloof vat. En dit begin sien wat gaan kom. Ek sien in die geloof hierdie plek vol sit. Ek sien in geloof, wat ook al jou omstandighede mag wees volgende, dat God vir jou gaan deurkom. But then, seek you not. Skus kameraman, ek maak jou Eva se hand lekker sterk. Beweeg te veel rond, ek gaan nou stil staan. But seek you not. Staan op, begin die Here te loof en te prys. Miskien is die omstandighede nog daar, maar die Here se deurbraak is voor die deur. Is jy reg daarvoor? Staan saam met ons. En ons sing hierdie lied in oorwinning in Jesus naam. Halleluja. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me, God.
I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me, God. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me, God. And I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me, God. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me, God. Yes, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me, God.
promise still stands. Great is your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me, God. Yes, your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me. JC, vertel my ook nou. Ons was Vrydag by die sport. Hy sê hulle het so gebid dat sy seun doen baie goed in die gewigstoot. En hulle vra die Here dat hy skoene sal kry. Die Here sal voorsien. Hy sê nou dit was donderdag by die werk, net JC. Donderdag by die werk begin hy hierdie sang te sing, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Opgehou vra, het begin sê, Here, omdat U leef, sien ons kans vir môre. En daar het mense by hulle gekuier en net voor hulle ry, toe gee die man, daardie jong man, R2000 vir skoene. Dit maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is. The promise still stands. You're in His hands. And then you can go with confidence. Here, dankie dat ons vanoggend kan sê, you'll do it again. Ons loop miskien oor die mure. En ons vra, Here, wanneer gaan dit deurkom? En ons stoei met U en ons het vra. Maar sig jou not. Ons begin om U te loof en te prys vir die deurbraak wat sal kom. En ek dank U, Here, dat daar deurbrake gaan kom in mense se lewens. Deurbrake gaan kom in Siloam. Deurbrake gaan kom in Bloemfontein. Ek dank U daarvoor. Deurbrake gaan kom in Suid-Afrika. Ons wag, Here. Ons bid vir Suid-Afrika. Maar ons weet, sig jou not. Ons weet, U gaan deurkom moed op die regte tyd. Die regte tyd sal U ons land red. U sal om vir ons deurkom. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, kan jy sit plek neem.